Ja, oké. Dat is hy besig om op te neem. Ons sal weer in die kar. Alweer bezig om te ry. Ek het al programme gesien op YouTube van hulle met 'n karavaan, dis 'n klomp kamele wat oor die woestyn gaan. En dan party van hierdie stede soos wat ek nou net dink watter stad is dit? Timbuktu. Die Timbuktu is daar ergens tussen ergens en ergens in die woestyn. Ja, naby Timbuktu was daar soutpanne gewees. En dan die ouens sulke blokke sout uitgekap. En dan het daai sout met sulke toue vasgemaak en dan op die kamele gelaai. En dan nou kamele nou al die pad oor die Sahara woestyn tot in Egipte, en van Egipte is dit weer versprei na Jesus se wêreld toe, daar waar Jesus was. En so dit was so waardevol in die tyd wat dit nou aankom. Ek meen imagine, nee, dit was waardevol genoeg gewees dat hulle die sout vervoer het dwars oor die Sahara met kamele. Wil jy wegval en ietsie noem daar? As ek dink wat sout van die aarde, dan sout. Dan dink ek eerstens aan daai soutpanne wat ons gesien het in Namibië. Daai piekerige sout, onthou jy? Ja. Dat is berge van sout geweest, daai. Ja. En dan ook dink ek aan Mauritius, daar by Vliekenfam. Daai sout wat hulle so uitgooi daar. Wat hulle direk van die see af pomp hulle hierdie water. Ja. En hulle het hierdie lava klip so mooi gesny en plaveisels gemaak en dammetjies gemaak. Dan pomp hulle daai seewater binne in hierdie vlak dammetjies wat uitgevoer is met lava klip en dan verdamp die son die water en dan maak hy so soutkors, nee, dan skep hulle daai soutkors af. Ja, en dan kom die vrouens met hulle, jy het 'n skildery ook gemaak daarvan. Ek ja. Jy moet dit dalk vir die mense wys so lyk die skildery wat jy gemaak het. Ja. En dan kom hulle hoede op, met doeke om hulle te beskerm teen daai vreeslike warm son. En dan hard hulle die sout by mekaar. Ek weet nie of julle die gesegde ken. Hy sê sout werd. Nou, wil jy 'n bietjie raai waar kom dit vandaan? Kyk, as ek direk nou so moet analiseer, hy is hy sout werd, dan beteken dit dat sout was op 'n stadium min, en as jy dit in die hande kon kry in die antieke tyd, dan was dit baie kosbaar geweest. Ja, in die Romeinse tyd was sout soveel werd geweest dat dit gebruik is as 'n currency middel. Hulle het mense betaal daarmee. Selfs die soldate is betaal in sout. So met ander woorde, as jy nou 'n sakkie sout van die Herodes gekry het, dan kan jy nou 'n halwe teelepeltjie sout betaal vir 'n sak meel of 'n sak koring of so. Exactly. Dat is baie interessant. So, vertel my, wat is die funksie van sout? Dan trek ons dit nou 'n bietjie na die geestelike lewe toe. Sout is bewaring. Preservering. Preservering. Ja. So vertel vir my, geef my een voorbeeld van preservering. Iets Suid-Afrikaans. In die Kaap het hierdie bokkoms gemaak. Bokkoms. Sout. En nog een. Een wat is baie bekend is mee, wat ek baie van hou. Kajaks. Nee, kom nou. Biltong. Ja, maar biltong was meer in die binneland gewees, waar hulle die springbokke en die rooibokke. Ja, maar dit was 'n manier van preservering. Dis reg, maar biltong is vir my 'n bosvelder. Nee, maar hoe maak jy biltong? Jy lê hom in sout. Jy lê hom in sout vir 'n dag of 2. En dan hang jy hom op om winderig te word. As jy hom nie in die sout sit nie, en jy hang hom net uit dat hy winderig word, kan hy sleg word. So die sout preserveer hom. Ja, maar ook die sout onttrek die water. Dis waar. Maar sê nou vir my, hoe is 'n Christen dan sout? Ja, dit sê tog ons is die sout van die aarde. So ons is die bewaringsfaktor dat alles nog nie vernietig is nie as gevolg van die Christelike gebede. Exactly.
Ja, toe ek in die weermag was, toe kom ek net uit Wynham uit. En ek het so 'n swart Bybeltjie gehad, so King James version. En daai Bybeltjie was my alles. Ek het hom in my sak gedra dag en nag. En as die ouens gaan sit het en hulle het spuitpreek gevat, dan het ek my Bybeltjie uitgehaal en ek het my Bybel gelees. So naderhand toe staan ek bekend as dominee. Dit was eintlik half neerhalend as hulle gepraat het van dominee, hulle het my eintlik gespot het. Maar kom ek sê jou een ding, as daai ouens gevloek het, dan kyk hulle dadelik op na my en dan sê hulle, jammer dominee. Ek kan onthou op die plaas, dan het my pa gery met sy bakkie, dat hy soutblokke agterop gehad. Hy het gepraat van diere en sout. Ja. En dan waar die drinkbakke is van die beeste verskape, dat hulle hierdie blokke sout so 'n paar blokke uitgesit. En dan het hulle daar gaan lek. Maar hoekom doen hulle dit? Ek sê hoekom. Okay. Wanneer hy daar lek, raak hy dors. En dan drink hy water. En wanneer hy water drink, dan wil hy eet. Dan eet hy meer kos. So dan raak jou diere vetter as gevolg van die sout. Ja, presies. Dit is hoekom my pa het gesê dat waar die krippe is. Ja, daar waar die klippe is. Want as hy gaan op baie dors slaap. Nou, hoe raak sout af? Ek praat nou van fisiese sout. Ek weet nie hoe kan sout sy smaak verloor, nee. Miskien kan julle vir ons in die comments sê, hoe verloor sout sy smaak? Is hy nie maar altyd soutig, nee? Ek weet wel in Swakopmund gebruik hulle sout op die strate om die grond hard te maak. Want as die sout op die grond lê, dan kry jy nie stof nie en hy maak die grond 'n bietjie harder. So wat hulle doen is hulle vat seewater en dan gooi hulle dit so op die strate uit. Nou bewaar jou siel as dit die slag reën daar, want dan spat al daai sout modder onder jou kar in en dan begin dit jou onderste van jou kar opvreet. Jesus sê, julle is die sout van die aarde. Hy sê nie, julle sal die sout van die aarde word nie. So dis nogal iets om oor te dink. Dit beteken dat wanneer jy 'n Christen word, en Jesus woon in jou, dan is jy klaar sout. Jy kan nie meer salty word nie, die Heilige Gees, die Heilige Gees. So, waar jy ook al gaan, as jy Christus uitleef binne in jou, dan is jy die sout van die aarde. Wil jy net gou vir ons lees, nie? Lees gou vir ons net daai skrifte, en dan sien ons presies wat dit sê, in die nuwe vertaling van 1983. Hulle is die sout van die aarde, maar as sout verslaan, hoe kry mense dit weer sout? Dan is dit niks meer nou. Dit word buitekant weggegooi, die mense van afgrond. Julle is die lig van die aarde. Die stad wat op het berg gaan, nie wat verstaan. Ook steek op my gesleer, help om ek sit dit onder die dekkel. Maar jy sit dit op 'n lap staan. Dit gee lig vir almal op die huis. Laat julle lig so vir die mense sien, dat hulle julle goeie werke kan sien. Met julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Jesus sê, julle is die lig van die aarde. Aarde? You are the light of the world. Ek sê maar, ek lees my Bybel in Engels. You are the light of the world. Hy sê nie, you will become the light of the world nie, hy sê, you are the light of the world. Wat verstaan jy onder daai term, dat ons is die lig van die wêreld? En Jesus het gesê, I am the light of the world. Nou sê hy, you are the light of the world. So wat is daai lig? Daai lig is jou goeie, julle skyn, dit is jou woorde wat jy praat, is jou dade wat ek wil 'n bietjie verder vat, Annelie. As Jesus die lig van die aarde is en Jesus woon in jou, dan word jy soos 'n gloeilampie wat brand. Ja, natuurlijk. Dan skyn hy uit jou uit. En omdat hy uit jou uitskyn, het jy die goeie werke wat jy doen.
Ja, verwyk hy duisternis. Ja, so wat gebeur as jy lig gaan sit in die kamer? Die duisternis verwyk. Dan. So hoe oorwin ons? Ons oorwin deur die lig aan te skakel. Om Jesus in ons te hê. Maar die oomblik wanneer ons die lig aanskakel, dan is die duisternis weg. Hy sê dat ons die lig op 'n lampstander moet sit. Wat beteken dit vir jou? 'n Lampstander is 'n ding wat iets hoor maak. Ja, So jy het nou net die lig daar onder die eetkamertafel geberg. ja, dit beteken ons moet nou nie wegkruip as Christene nie. Baie Christene steek daai liggetjie weg. Hulle wil soort van undercover Christene wees. Maar dis nie wat Jesus gesê het nie. Jesus maar gesê weet ons jy kan nie wat? undercover wees nie. Weet jy wat, as jy nou op 'n lampie vat nie, jy stop nou 'n emmer oor op. Hy gaan nie lank brand nie, dan sê anyway vrek. Dat is 'n anyway En vrek. daar's die suurstof vir hom. Ja, presies. So. Presies. Maar dan is daar 'n derde ding wat Jesus van praat. Dan sê hy, a city set on a hill cannot be hid. So wat is 'n city? In die nag. Se baken. Dis klompligte. Ja, Okay? Wat beteken klompligte? gemeenskap. Gemeenskap. Dit beteken Christene wat saam staan. Bietjie lig, nee? Maak 'n groot lig. So as jy nou ver weg is van 'n stad en is 'n donker nag, dan sien jy die gloed van die stad so op die horison. Jy sien dit. So Jesus roep ons om in die kerk saam te kom en saam Christene te wees, saam te staan en nie onenigheid te hê tussen mekaar nie. Baie dankie dat julle saam met ons hierdie gesprek gevoer het en geluister het. Môre gaan ons aan. Ja, baie dankie.